Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer ook om elke episode kort genoeg te hou dat jy daarna kan luister terwyl jy 'n vinnige breek van werk vat. Ons onderwerp vir vandag is dividendstroping, of soos wat dit in Engels bekend staan, dividend stripping. En die gedagte is om nie noodwendig in die detail van die reëls te fokus nie, maar eerder bietjie te kyk na wat is die konsep, dat mense dit kan raak sien wanneer dit 'n potensiële risiko is. Nou, ek dink om die konsep van dividendstroping te verduidelik, is dit nodig om te kyk na hoe sal die tipiese transaksie wat hierdeur geraak word lyk, as dit nie vir die dividendstropingsstrukturering is. So kom ons vat sommer die scenario, ons het 'n aandeelhouer A wat aandele in 'n maatskappy X hou. En ons aanvaar A het hierdie maatskappy begin met beperkte kapitaal, so daarom het A se basiskoste in die aandele van X het 'n relatiewe lae basiskoste. En as ons verder aanneem dat die besigheid wat onderliggend in maatskappy X sit, het 'n waarde van ongeveer 10 miljoen rand. So A wil graag van hierdie aandele of die besigheid ontslaa raak deur dit af te verkoop aan 'n volgende persoon. Nou wanneer A dit wil doen, is daar 'n paar maniere hoe mens dit kan struktureer. Die een is waarskynlik om te sê, maar laat maatskappy X die bates en die laste, so met ander woorde die lopende saak, uitverkoop aan die potensiële koper. Die belastinggevolge daarvan sal wees dat daar kapitaalwinsbelasting op die verkoop van die bates is, potensieel verhalings waar daar toelaas voorheen geëis is op die bates, en dan natuurlik wanneer die nabelaste opbrengs dan in maatskappy X gaan sit, sal daar ook dividendbelasting wees wanneer A die waarde onttrek na homself toe. Die tweede manier waarop mens hierdie transaksie kan struktureer, sal wees dat A sy aandele in maatskappy X gaan verkoop in plaas van die lopende saak uit maatskappy X uit gaan verkoop. In daai geval is daar nie dividendbelasting ter sprake nie, want die opbrengs val direk in A se hande in, maar A gaan kapitaalwinsbelasting betaal op die verkoop van sy aandele, en hier moet ons dan nou in gedagte hou dat A het 'n baie lae basiskoste, so dit gaan waarskynlik 'n redelike wesenlike kapitaalwins wees wat ontstaan. Die derde opsie sal wees dat in plaas daarvan dat die koper die aandele koop, die maatskappy X die aandele wat A hou terugkoop, en die koper dit op een of ander manier befonds. Nou daai terugkoop van die aandele sal 'n dividend vir belastingdoeleindes wees, en dit sal weer eens aan dividendbelasting onderworpe wees. So ek dink al hierdie opsies gee vir ons 'n kombinasie van kapitaalwinsbelasting en of dividendbelasting. Nou hierdie hele prentjie kan verander as die verkoper 'n Suid-Afrikaanse maatskappy is, en die rede hoekom ek dit sê, is daar bestaan 'n vrystelling van dividendbelasting vir dividende wat van een Suid-Afrikaanse maatskappy na 'n ander Suid-Afrikaanse maatskappy verklaar word. As ons miskien net so stapie terugvat na die teorie agter hierdie vrystelling, die gedagte is bloot om te sê dat waar die SBM-stelsel voorheen gesê het, wanneer daar 'n dividend verklaar word deur 'n maatskappy, moet daai maatskappy op die netto dividend, so met ander woorde, dit wat hy verklaar minus dit wat hy ontvang het, moet hy SBM gaan betaal, werk die dividendbelastingstelsel op die bruto dividende verklaar. So daar's geen erkenning vir dividende ontvang in hierdie stelsel om te gaan bepaal hoeveel dividendbelasting betaalbaar is. So as ons dan die scenario vat om te sê, maar ons het 'n individu, daar's 3 maatskappye onder die individu, so die individu hou 100% van maatskappy A hou 100% van maatskappy B, en B hou byvoorbeeld 100% van maatskappy C. En ons het 'n R100 se wins wat onder in maatskappy C sit, wat ons dan nou kan opverklaar. As dit nie was vir hierdie maatskappy tot maatskappy vrystelling, sou die R100 van maatskappy B of maatskappy C na maatskappy B toe verminder het met 20%, dan was daar R80 oor. Die R80 sou verminder het weer met 20% vanaf maatskappy B na maatskappy A toe,
en nog 'n keer wanneer dit dan nou van A na die individu toe gaan. So die hele gedagte met hierdie maatskappy tot maatskappy dividendbelasting vrystelling is om seker te maak dat waar daar laag van maatskappye in 'n aandeelhoudingsstruktuur betrokke is, dat daar slegs een keer op dieselfde wins dividendbelasting gehef word. En dit bring 'n mens dan nou, as daar net een keer dividendbelasting gehef word by 'n effektiewe belastingkoers op die uitgekeerde wins van so rondom 42%. Dis dan nou jou 27% korporatiewe belasting, plus dan nou die 20% dividendbelasting op die oorblywende winsnabelasting wat uitgekeer word. Nou, wat hierdie vrystelling dan nou as 'n geleentheid bied, is om te sê, maar wanneer meneer A dan nou sy aandele in maatskappy X wil gaan verkoop, as meneer A homself met 'n Suid-Afrikaanse maatskappy kan vervang, en hy kan die koper kry om maatskappy X te befonds, en maatskappy X kan hierdie geld gebruik om 'n aandele terugkoop van A af te doen, wat aanleiding gee tot 'n dividend, dan sal daai dividend wat aan A se maatskappy toeval belastingvry wees, omdat dit tussen twee Suid-Afrikaanse maatskappye is. En op hierdie manier kon mense dan nou reg gekry het om die opbrengs eintlik maar belastingvry te kry. Ek dink wat belangrik is as mens gaan kyk hoe sou A die maatskappy tussen ingekry het om die aandeelhouer van X te wees, eintlik relatief eenvoudig deur van iets soos artikel 42 gebruik te maak. So, ek dink as mens nou so stapie verder as dit gaan dink, die feit dat artikel 42 verligting gee wanneer jy 'n aandeel in 'n maatskappy insit, en wanneer jy 'n maatskappy tussen 'n aandeelhouer en 'n maatskappy waarin die aandeelhouer 'n aandeel het, kan inbring, laat jou eintlik tot 'n groot mate toe, as dit nie vir die dividendstropingsreëls was die geleentheid daar gewees om eintlik maar enige bate vir daai onthaalwe op met hierdie dividendstropingsstruktuur te gaan verkoop. Met ander woorde, sit die bate in 'n maatskappy, maak seker die maatskappy het 'n ander Suid-Afrikaanse maatskappy as 'n aandeelhouer, en kyk of jy die koper kan kry om die maatskappy te befonds. Goed, so in kort, hierdie praktyk wat ek nou net beskryf het, om eintlik maar belasbare opbrengs met die verkoop van 'n aandeel te omskep in vrygestelde dividende. Dit is presies wat dividendstroping is. Nou, as ons 'n bietjie na die konsep gaan kyk, wat maak dividendstroping anders as gewone dividende? En ek dink dit lê in die feit dat dividendstroping is gewoonlik ter sprake daar waar 'n aandeelhouer besig is om eintlik maar te disinvesteer of om uit te tree uit 'n maatskappy uit. En in die loop van daai uittreë kry die aandeelhouer 'n dividend, en hierdie dividend kan dan nou potensieel iets wat eintlik opbrengs is ingesluit hê. So die nasionale tesourier het rondom 2016 reëls ingebring om hierdie praktyk teen te werk. Nou ek dink die gedagte is nie om vandag in die detail van die reëls in te gaan nie, maar miskien net om te noem die crux van die reëls is om te sê, as daar sekere dividende is wat vatbaar is vir hierdie praktyk van dividendstroping, dan ag die dividendstripping of die dividendstropingsreëls hierdie dividende opbrengs of winste te wees, wat eintlik dan nou die wese van die transaksie weerspieël. Nou, soos ek genoem het, daar's heelwat aan hierdie reëls, en dit kan by tye nogal kompleks wees om te gaan bepaal, geld hulle nie, wat presies is die effek wanneer hulle sou geld of nie sou geld. Dit is nie die gedagte om in vandag se episode in daai detail in te gegaan het nie, maar ek sal graag kyk na die terugvoer, en as dit iets is waaroor julle belangstel om te hoor, dan sal ek dit definitief in 'n toekomstige episode ook dek. So om af te sluit, ons het vandag gekyk na die breër konsep van dividendstroping, en ek dink as mens hierdie konsep verstaan, is dit die eerste stap om te weet, het jy 'n bietjie van 'n dieper ontleding nodig of nie. Dis dit vir vandag se episode. Baie dankie dat julle geluister het, en as julle van hierdie potgooi hou, gaan sluit asseblief op jou potgooi platform aan en vertel al jou kollegas daarvan. As daar enige vrae is wat jy graag sou wil hê ek in die toekoms moet bespreek, dan is jy welkom om dit vir my te e-mail. My e-mailadres is in die notas onder die episode. En soos gewoonlik, niks in hierdie potgooi is bedoel om belastingadvies of 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees.
tot volgende keer. Totsiens.